Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing vandag kom uit die woord van die Here uit twee gedeeltes. Ons gaan in die eerste plek saam lees Matteus 7 vers 21 en dan 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 24. Kom ons lees eers die Here Jesus Christus se woorde wat in Matteus 7 vir ons opgeteken staan. En dit was deel van Jesus se bergpredikasie terwyl daar groot skares mense rondom hom was en geluister het na sy leer en na sy onderrig. En hy praat ook hier met sy disippels. En kom ons hoor wat sê hy in vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Ek wil graag vra dat ons hom 'n tweede keer lees. Hierdie is 'n uiters belangrike teksvers wat ons te ligtelik opneem en te maklik verbylees. Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Kom ons gaan blaai nou na ons volgende teksgedeelte, en dit is die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente van Thessalonika. En hy praat hier met die hele gemeente, en hierdie brief is voorgelees tydens die erediens in die gemeente. En Paulus praat met groot erns ook met die gemeente en met Christene. Nie net met daai gemeente nie, maar hierdie boodskap hoor ons vandag ook 2000 jaar later. Kom ons lees 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en ons gaan lees vanaf vers 1. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag. En die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal,
Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vandag. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons leef in ernstige en beslissende tye. Oral rondom ons sien ons hoe die wêreld verander en hoe onsekerheid toeneem en hoe mense antwoorde soek vir die nood van hulle harte. Ja, daar is miljoene mense in hierdie wêreld wat soek na vrede, na stabiliteit, na hoop. Maar baie soek dit op die verkeerde plekke. Die woord van God leer ons egter dat daar 'n groot en 'n heerlike dag kom, wat alles gaan verander in hierdie wêreld. Naamlik die dag wanneer die Here Jesus Christus weer sal kom op die wolke van die hemel. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonika om hulle voor te berei op daardie dag. Om nie daardie dag uit die oog te verloor nie. Hy leer hulle nie net dat Jesus weer gaan kom nie, maar hy leer hulle ook hoe om as Christene en as gemeente van Christus intussen te lewe totdat Jesus weer kom. En hierdie gedeelte wys vir ons dat God wil hê dat sy kerk en dat sy kinders wakker moet lewe, heilig moet lewe en vol verwagting moet lewe totdat Jesus verskyn op die wolke van die hemel. Nou vanmôre gaan ons by 'n paar belangrike punte stil staan wat ek graag wil hê jy in jou eie lewe moet oordink, dat jy dit moet bewaar in jou hart, dat jy daarin moet glo en dat jy dit moet gaan toepas. En die eerste punt waarby ons gaan stil staan vandag is dit: ons moet as Christene wakker lewe, want die dag van die Here Jesus Christus kom onverwags. Paulus sê in hierdie gedeelte dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, dit is iets wat niemand verwag nie. Jy verwag nie dat 'n dief gaan inbreek by jou huis of waar ook al nie. Dis skielik en onverwags, jy gaan nie gereed wees daarvoor nie. So gaan die wederkoms wees, onverwags en skielik. Niemand weet wat die dag of uur gaan wees nie. Moenie jou laat mislei deur dwaalleraars van die wêreld nie. Die Here Jesus sê self in Matteus 24 vers 42 dat ons moet waak, omdat ons nie weet wanneer hier die Here weer kom nie. Maar weet jy wat is die groot probleem? Die mense van die wêreld lewe asof daar onbeperkte tyd beskikbaar is vir ons almal. Baie mense sê daar is vrede en veiligheid en hulle gaan voort met hulle gewone lewens sonder om aan God rekenskap te gee. En tog kom waarsku die Here ons
dat ons nie geestelik aan die slaap moet wees nie. Geestelike slaap gebeur wanneer 'n mens so besig raak met jou eie dinge, dat jy ophou begin bid. Jy bid nie meer nie, soos jy moet nie. Wanneer daar nie meer 'n geestelike honger in jou hart is na die woord van God om dit te lees nie. Wanneer jy maar toegee aan die sonde en dink sonde is maar normaal en almal van die wêreld doen dit, is nie so ernstig nie. Geestelike slaap gebeur ook wanneer daar geen verwagting meer in jou hart is dat Jesus se koms naby is nie. En daar is vandag duisende sulke mense in hierdie wêreld wat met hierdie tipe van houding lewe. Maar 'n wakker en 'n toegewyde Christen leef anders. So iemand soek die Here in gebed. So iemand lees sy Bybel met 'n oop gemoed en 'n oop hart. So iemand besoek die kerk van die Here gereeld. En so 'n persoon leef heilig, terwyl hy sy oë op Jesus Christus gerig hou elke dag. En daarom vra die Here vandag vir elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister. Is jy geestelik wakker? Of is jy aan die slaap? Daar is baie mense in hierdie wêreld wat in die slaap geraak het. Ja, en spesifiek hier in Suid-Afrika. Ons eie mense. Kerke se deure begin oral sluit. Nie net in die wêreld nie, maar ook in Suid-Afrika. Statistiek sê dat van gereformeerde kerke, van al die kerkverbande wat gereformeerd is, wat Afrikaans is, in Suid-Afrika, sluit daar tussen 70 en 100 kerke elke jaar hulle deure. Daar is 'n verseker verskillende redes daarvoor, maar een rede is omdat talle mense nie meer aktief deelneem aan hulle kerkse aktiwiteite nie, en nie meer die kerk ondersteun soos wat hulle veronderstel is om te doen, deur eredienste en bidure en Bybelstudies en fondsinsamelings en my dankoffer nie. Wat leer Paulus ons in die gedeelte wat ons saam gelees het? Hy leer vir ons, en dit is ons tweede punt, dat ons die wapenrusting moet aantrek, want hy vergelyk 'n Christen se lewe soos die van 'n soldaat. Ons moet beskermd lewe deur die wapenrusting van God aan te trek. Paulus gebruik hierdie beeld van die soldaat en hy sê dat ons hierdie borswapen van geloof en liefde moet aantrek. En ons helm, dit wat op die kop kom, die hoop op saligheid, en ons wil staande bly as Christene en as kerk. Kerke en gelowiges is in 'n verskriklike stryd gewikkel in die tye waarin ons lewe. Die vyand val kerke aan, en mense word bevrees, hulle word gevul met twyfel, hulle weet nie meer wat is die waarheid nie, hulle gee toe aan versoekings en moedeloosheid en leuns, en die borswapen van geloof, sê Paulus, moet gedra word in ons lewe, want dit beskerm ons harte teen ongeloof en wantroue in God en sy woord. En dis presies wat die wêreld en die duiwel wil doen in jou lewe. Die wêreld en die duiwel wil twyfel saai. Die wêreld en die duiwel wil vir jou kom sê, dis nie so erg nie. Ek kan maar 1 keer 'n maand in die kerk kom. Ek is darm nog 'n kind van die Here. Die duiwel wil vir jou moedeloos maak oor situasies in jou lewe. Of hy wil jou hart met vrees vul oor dinge wat in die wêreld of in jou lewe aan die gang is. En leuns verkondig oor jou lewe of oor iemand anders se lewe of oor die waarhede van die woord. Hoe gaan ons staande bly? Paulus sê, trek die wapenrusting aan. En dit is deur vas te hou met 'n gelowige hart aan dit wat Jesus vir jou beteken en wat die woord vir jou kom leer.
Die geloof hou ons staande. Dit beskerm ons harte, want die borswapen of die borsharnas is hier voor op die lyf. As daar vuurige pyle van die Satan kom, kan dit nie deurdring na jou hart nie. Jou geloof hou jou staande, dit beskerm jou hart soos 'n borsharnas. Dan sê Paulus ook, liefde beskerm weer die hart teen bitterheid en haat en hardheid. 'n Hart wat met goddelike liefde gevul is, bly sag en bly bruikbaar in God se hand. En dan sê Paulus, moet ons ook 'n helm op ons koppe sit, op ons koppe dra. En dit is die helm van hoop. Daardie helm van hoop beskerm jou gedagtes. Vandag word baie mense in hulle denke aangeval met angs, met leuns, met depressie, met wanhoop, met vals nuus en verdraaiings. Maar wanneer ons onthou dat ons hoop in Christus vas staan, dan word ons denke versterk. Jesaja 26 vers 3 sê, dat God ons in volkome vrede bewaar, as ons gedagtes op hom gerig is. Paulus sê ook daar in Kolossense 3, jou gedagtes moet in die hemel wees, waar belangrike dinge is, nie op die aarde van dinge wat verbygaan nie. As ons vandag oorwinnaars wil wees, moet ons elke dag onsself geestelik gaan aantrek wat God vir ons gegee het. En so bly ons staande. En dit is nie net persoonlik nie, maar dit is ook vir die kerk van die Here bedoel. En dan die derde punt waarby ons vandag stil staan. Ons moet leef in die sekerheid van ons bestemming in Christus. Met ander woorde, jy weet, as jy kind van die Here is, moet jy weet waar jy nie gaan. Ek is op pad na Christus, na die hemel. Vers 9 sê dat God ons nie bestem het tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En dis 'n wonderlike trooswoord vir elke gelowige. Jesus het jou kom vrykoop deur sy bloed. Jy is vergewe van sonde. Jy het 'n nuwe begin. Jy het 'n nuwe lewe. Jy is nie bestem om deur God se toorn gestraf te word nie, maar om die saligheid in die hemel te beerwe deur Jesus Christus. En daarom, die mens wat vir Jesus lewe, hoef nie bang te wees vir die vrees wat die oordeel gaan bring deur God se hand nie. Ons wat kinders van die Here is bestem, is uitgekies, is bedoel vir redding, om die hemel te beerwe, maar ook God se genade te beleef en te verwag dat ons 'n ewige heerlikheid saam met God sal hê. Ons het onlangs Paasfees gevier, en Jesus het aan die kruis gesterf, in ons plek, sodat ons nie hoef verlore te gaan nie, maar die ewige lewe te hê, as ons in hom glo. Johannes 3 vers 16. Ook leer Paulus ons in Romeine 8 vers 1, dat daar nou geen veroordeling is, vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat 'n heerlike waarheid. Die kruis en die opstanding van Jesus, het my en jou bestemming, ons eindbestemming, verander. Ons is nie meer op pad hel toe nie, ons is op pad hemel toe. En waar daar eens oordeel was in ons lewe, is daar nou genade in ons lewe. Waar daar eens verlorenheid was, is daar nou hoop en redding in ons lewe. En ons as kerk, en ons as Christene, moenie dit vergeet nie. In die vierde plek, en dis ons vierde punt, ons moet leef om ander op te bou. Ons kerk kry die opdrag, en onthou die kerk is ons as Christene, ons wat hier sit, dis nie die gebou nie, ons wat hier sit, die kerk kry die opdrag, 'n spesifieke opdrag om uit te voer, vandag en elke dag.
Paulus sê dat gelowiges mekaar moet bemoedig en mekaar moet opbou. Die gemeente van Jesus Christus moenie 'n plek wees waar mense verwyderd voel van die kerk of van Christus nie. Dit moenie 'n plek wees waar ons mekaar heeltyd die vinger wys en ander veroordeel nie. Die kerk van Christus moet 'n plek wees waar ons wonde genees kan word deur Jesus. Waar ons laste gedra kan word deur Jesus. Waar ons harte versterk kan word deur suiwer woordverkondiging. Die kerk is nie 'n plek vir jaloesie en harde woorde en kritiek nie. Verder sê Paulus dat die ongereddes en die onverskilliges en die ongehoorsaames vermaan moet word. En hy praat met die kerk van Thessalonika. So dit beteken daar is mense in die kerk wat nog se saak nog nie reg is met die Here Jesus nie. Hy is onverskillig. Hy weet van Jesus, maar hy gaan doen nie wat hy moet nie. Hy weet van Jesus, maar hy kom nog nie sy opdragte na nie. Maar dan sê Paulus verder die kleinmoediges, hulle wat soms bietjie twyfel, wanneer die lewe hulle heen en weer slaan, hulle moet deur ons ander ondersteun word en vertroos word en bemoedig word. Ja, die swakkes moet ondersteun word, sê Paulus. En dit wys vir ons, broeder en suster, dat elke mens in die kerk van mekaar verskil en die Here het ons almal lief. Hier's geen volmaakte mens hier nie. Niemand nie. Maar ons is vir mekaar gegee. En elke mens in hierdie kerk het hulp nodig, al sê jy ek is sterk genoeg. Jy het een of ander tyd hulp nodig in jou lewe. Sommige mense het geestelike raad nodig en ander het aanspreking nodig. Sommige mense het vertroosting nodig. Ander het ondersteuning nodig. Sommiges vra antwoorde. Daarom is ons hier vir mekaar. Daarom moet ons met wysheid en met liefde na mekaar kyk in hierdie kerk. Ons moet ook geduldig met mekaar wees, sê Paulus. Onthou, almal is nie op dieselfde geestelike vlak nie, en dit maak nie van jou 'n minderwaardige gelowige as jy nog nie daar is wat die ander is nie. Die Here werk in ons harte op sy tyd en op sy wyse en op sy manier deur sy Heilige Gees met 'n spesifieke plan in jou lewe. Ons moet daar wees vir mekaar. Ware geesvervulde Christendom wys nie net in emosie nie, maar ook in liefde, in liefdevolle optrede teenoor mekaar en teenoor ander mense. En dis presies wat hier by die kerk moet gebeur. Dan in die 5de plek, en dis ons 5de punt wat Paulus vir ons leer. Ons moet leef met die vuur van die Heilige Gees in ons harte. Paulus gee in hierdie gedeelte 'n reeks opdragte en hy wys hoe 'n geesvervulde lewe vir 'n Christen behoort te lyk en in die kerk moet wees. Hy sê dat ons altyd moet bly wees in die Here. Daar in Filippense 4 vers 4 staan daar, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. In die boek Filippense skryf hy 16 keer daaroor. 16 keer kom daai woord blydskap na vore. Verbly julle in die Here. Dis die eerste ding, hoe 'n geesvervulde Christen moet lewe. Altyd bly wees in die Here, nie net wanneer dit goed gaan nie, selfs wanneer jy deur jou grootste krisis gaan, verbly jou in die Here. Hy sê verder, dat ons ook moet bid sonder ophou in vers 17. Bid sonder ophou. Gebed moenie net plaasvind wanneer daar nood nou in my lewe is, nou wil ek die Here se hulp inroep nie. Gebed is die asemhaling van jou geloofslewe. Dit moet elke dag gebeur, want jy staan in 'n lewende verhouding met Jesus. As jy nooit met iemand praat in hierdie wêreld nie, dan kan jy nie met so 'n persoon 'n verhouding hê nie. Jy moet praat met Jesus elke dag. Verder leer Paulus dat ons in alles
moet dankbaar wees. Dankbaarheid verander die atmosfeer van 'n mens se lewe en dit bring soveel vrede in jou hart. Nou ek en jy kan dikwels so maklik, liewe broeder en suster, deur die kwellinge van die lewe bedreig word in ons lewe, en dan loop ons met 'n lang gesig en 'n suur hart rond, en ons besef eintlik nie wat die Here alles vir ons oral in ons lewe elke dag doen en gee en beteken nie. Ons as mense is maar geneig om baie keer net die verkeerde dinge raak te sien, maar jy kyk die goeie dinge mis. Wees in alles dankbaar, ja ook wanneer jy voel, dit gaan nou baie swaar met my. Want almal van ons het rede tot groot dankbaarheid in ons lewe, want Jesus is in ons harte, en hy is betrokke by my, hy bring vrede. Dankbaarheid wys ook in jou dankoffer, in jou kollekte, wat jy vir die kerk gee. Gee ek my dankoffer soos wat ek moet, en soos wat die opdrag is van die Here se woord? Ja, dominee, ek gee daarom elke dag, vir elke Sondag my R50 in die kollektebordjie. Maar ek het geen probleem om vir my kind 5.000, 6.000, 7.000 rand te betaal of meer vir 'n rugbytoer, 'n netbaltoer of 'n hokkietoer nie. Maar die kerk moet maar hier in die agterspeen syp. Jesus kom maar laaste aan die lys wanneer dit by my finansies kom. Dit kan mos nie wees dat 'n kind van die Here se lewe wat dankbaar is, so lyk nie. Dit kan nie. Dan waarsku Paulus ons ook dat ons die gees van die Here nie in ons lewens moet uitblus nie. Want wanneer mense aanhoudend ongehoorsaam leef, wanneer jy aanhoudend jou eie kop volg, wanneer jy aanhoudend aan die sonde toegee, wanneer jy die sonde koester, dan begin jou hart stelselmatig verhard. En jy begin al meer verskoning soek om nie vir Jesus te lewe nie. En begin die vuur van God se gees dof word in jou lewe, totdat dit uitgeblus is. Alles word lou en flou, en dan word ons soos die mense van Laodicea in Openbaring 3, en Jesus sê vir hulle, julle walg my. Ek spoeg julle uit my mond uit. Ek wil niks met jou te doen hê nie. Want jy's nie warm nie en jy's nie koud nie, jy's lou. Mag dit nooit waar wees van een lidmaat in hierdie gemeente nie. Nooit. Hier is ons verlief vir die Here, hier ken ons die Here, hier is ons gehoorsaam aan die Here, hier sal ons doen wat die Here van ons vra. Laastens sê Paulus, dat ons moet wegbly van alle vorms van kwaad. Die gelowige moenie met sonde speel nie. En naby aan versoekings gaan lewe nie. Vlug weg van dit af. Jy's klaar met die werke van die duisternis. En ek sien Paulus skryf hier in ons teks, hulle wat dronk word, word in die nag dronk. Dis werke van die duisternis. Hy skryf in 1 Korintiërs 10, iemand wat dronk word en dronkenskap beoefen in sy lewe, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. En dan punt 6. Ons moet volkome aan God toegewy wees, sê Paulus. Paulus bid aan die einde van hierdie hoofstuk aan Thessalonika, dat die God van vrede ons as God se kerk volkome heilig sal maak. Wat beteken die woord heilig? Dit beteken afgesonder. Ons leef nog in die wêreld, maar ons is nie meer deel van hierdie sondige wêreld. Ons is afgesonder vir Jesus. God wil nie net 'n deeltjie van my lewe hê en dan kan ek met die wêreldse dinge aangaan nie. Hy wil ons hele wese hê, my hele lewe wil hy hê. Hy wil ons harte, ons gedagtes, ons woorde, liggame en ons lewens wil hy aanraak. Baie mense gee vir God net so 'n ou gedeeltetjie van die lewe.
maar hou sekere kamers van hulle harte gesluit. Die Here soek volle oorgawe van jou, 100% in, wanneer jy sê, ek is kind van die Here. En dan eindig Paulus met hierdie wonderlike belofte. Hy wat jou roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. En dit beteken, jy hoef nie in eie krag al hierdie dinge te probeer nie. Gee net die leiersels van jou lewe oor aan Jesus en volg hom. Hy is getrou. God sal jou deur sy woord en gees help om staande te bly en om gehoorsaam te wees en om toegewy te lewe en om heilig te wees as jy net bereid en gewillig is. Wat ek en jy vandag as kerk van Jesus Christus moet weet, is dat God roep ons. Hy dra ons en hy voltooi die werk wat hy in ons begin het. Filippense 1 vers 6 sê dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Geliefdes, vandag vra die Here van ons 3 ernstige vrae. In die eerste plek, is jy wakker of is jy aan die slaap? Brand die vuur van die Heilige Gees nog in jou hart? En is jy gereed om Jesus te ontmoet as hy vandag sou kom? Jesus kom weer. Hy is naby. En jy sal moet begin wakker word. Jesus het gesê, Matteus 7 vers 21, belangrike woorde, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Kom ons gaan dink oor ons eie lewe vandag en ons maak reg. Jesus is op pad. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U by hierdie erediens en by hierdie geleentheid vanuit U woord baie ernstig met elkeen van ons kom praat het. Here, dankie dat U 'n God is wat nie net ons lewens in U hande hou nie, maar ook U kerk in stand hou. U is 'n God, Here, wat ons ken. U ken ons harte en U ken ons gedagtes. Ons kan niks vir U wegsteek nie. Maar ons weet ook U het 'n plan met ons lewens. Here, help ons om nie saam met die wêreld te leef nie, maar om vir U te lewe. Om aan U afgesonder te lewe en geheilig te lewe en aan U gehoorsaam te wees. Vandag kom ons almal voor U staan, Here. En ons wil kom bid en kom vra. Vergewe ons al ons oortredinge. Ja, Here, elkeen van ons staan skuldig in ons lewe. En daar is baie dinge in ons lewe wat ons kan verander en kan vernuwe. En soveel meer vir U kan doen. Maar hoe dikwels maak ons nie verskonings nie. Vergewe ons, Here. Dankie dat U Heilige Gees ook kragtadig in ons harte werk. Wil U 'n vuur in ons midde aan die brand steek, sodat ons die erns van hierdie boodskap sal verstaan. Dat ons dit kan gaan toepas ook in ons lewe. U praat ernstig met ons as kerk en as lidmate vandag. Laat ons nie ons harte verhard nie. Laat ons nie eiewillig optree nie. Maar laat ons buig voor die lewende God.
Dankie dat U ons liefhet en dat U U liefde aan ons kom bewys het. Laat ons elke dag met 'n vuur van die Heilige Gees lewe om hierdie kerk op te bou tot eer van die Here en ons opdragte na te kom, omdat ons Jesus liefhet en omdat ons dankbaar is vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U deur U woord vir ons die nodige leiding gee. Bind ons saam as kerk van Jesus en as hierdie gemeente, bind ons saam in die band van liefde, in omgee en in geduld en in deernis, dat ons mekaar bemoedig en sal moed en praat en sal help, maar dat elkeen van ons ook ons plig sal nakom om hierdie gemeente in stand te hou. Dankie dat U ons bystaan en help. Seën ook vir ons die komende week en alles wat ons mag doen, Here, en laat U naam verheerlik word in ons lewe elke dag. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.